Okay, so ons het laasweek bietjie gesels oor nommers. So ek gaan net so vinnig bietjie vir ons recap. Ons het gesê ek het vir julle op WhatsApp vir julle foto's gestuur. Elke alfabet letter het ook 'n nommer. So daai alfabet letter verteenwoordig ook 'n nommer. Hulle het nie aparte nommers en alfabet letters soos wat ons het nie. Ehm Nommers in die Bybel het 'n betekenis in die sin van die Bybel en ons kan nie daardie betekenis op ander plekke toepas soos byvoorbeeld om te sê my verjaarsdag is op die 7de van die maand en nou het dit een of ander Bybelse konnotasie nie. Die bedoeling van die nommers soos wat dit in die Hebreëse antieke soos uit dit vanuit die Hebreëse taal kom, het betrekking alleenlik tot die Bybel. Ehm Nommers in die Bybel het altyd 'n betekenis, maar daar bestaan ook die hier en daar exceptions waar die nommer bloot 'n feitelike nommer is. Daar was soveel, daar was 3 of daar was 5 of daar was 7 of wat ook al die geval mag wees. Maar ek sou sê omtrent seker in 80% van die gevalle het daardie nommer 'n betekenis in die konteks waarin dit gebruik word in die spesifieke teks. Dan het ons 'n bietjie gepraat oor die vertalings. Kyk ook na die verskillende vertalings en probeer altyd so naby moontlik aan die oorspronklike vertaling vanuit die Hebreëse en Griekse taal, jou Bybelvertaling wat jy het gebruik vir sulke Bybelstudies, vir sulke tipe van studies. Ek het vir julle die voorbeelde genoem van die Nuwe Lewende Vertaling in Genesis 1 vers 5 wat praat van eerste dag of in Engels first day teenoor die Amplified Bible wat praat van one day, day one en die regte woord as jy gaan kyk na die Hebreëus is one of een wat dan die regte gebruik van die woord is en as ons dan gaan kyk na die woord een is wat dit beteken, dan gaan jy die konnotasie daaraan kan koppel. Dan het ons ook so vinnig bietjie gesels oor gematria. Dit is die gebruik wat daar is om die numeriese waarde van die letters in 'n woord op te tel en dit te vergelyk of in verband te bring met 'n ander woord wat dieselfde numeriese waarde het. Nou, ek het bietjie gaan naslaan en in die Hebreëse taal en in die Joodse opset bestaan daar geen regverdiging hiervoor nie. Dit word nie in hulle taal gedoen nie. Dit is 'n meer nuwer praktyk wat toegepas word en volgens die Hebreëse praktyke het dit geen gronde nie. Soos die woord Yahweh, as jy die Yud, Hy, Waf, Hy se numeriese getalle optel, kom dit by 26 en nou wil jy daai 26 vat en jy wil na 'n ander woord toe gaan en wat dan ook vir jou die numeriese waarde van 26 gee, nou wil jy nou hierdie goed aan mekaar koppel om dit nou te sê, maar dit beteken nou dit of dit beteken nou dat. En hulle sê daar's geen meriete daarvoor nie. Okay. Ons het bietjie gesels oor die nommer 1 en dat dit dui op die goddelikheid van God, van sy karakter, wie en wat hy is, dat hy soewerein is, dat hy God is en dat hy een is, dat hy die een en enigste God is. Ons het gaan kyk na die nommer 2 en ons het gesien dat die nommer 2 aan die een kant 'n eenheid is, dat dit vorm 'n common mindset, dat daar 'n eenheid is en ons het dit gesien in die verse soos Amos 3 vers 3, in Genesis 2 vers 24 en 25. Maar die ander kant van die muntstuk is dat daar 'n kontrasterende gedagte is, dat daar disunity is. Wat ons dan vind soos in Matteus 24
vers 40 tot 41 en Lukas 23 vers 39 tot 43. In Matteus lees ons van met die wegraping of met die verkondiging van die woord dat die een sal die woord aanneem en die ander sal dit nie aanneem nie. In Lukas lees ons van die twee mans aan die kruis. Die een het gesien dat dit Jesus, die seun van God is, die ander een het dit verwerp. So het gekyk na die nommer 3. Die nommer 3 is dat daar 'n boodskap oorgedra word of geopenbaar word. Ons kyk hier tipies na Jona wat 3 dae en 3 nagte in die walvis was. Ons kyk na Petrus wat die Here 3 keer verraai het en dat die Here daarna vir hom 3 keer gevra het, Petrus, het jy my lief? So God openbaar vir daai persone soos vir Jona het hy daar in die vis se maag het Jona tot die besef gekom dat dit die Here is en dat hy met die Here dan 'n gesprek gevoer het om te sê ek is jammer Here. Petrus het tot die besef gekom maar dat hy die Here verraai, maar tog is die Here hom genadig en ken die Here sy hart en herstel hy Petrus in die verhouding wat hy met die Here het. Dan net so vinnig ook het ons gekyk na die nommer 4 en dit die konnotasie daarvan verwys na die wêreld, die skepping, dat God die skepper van alles is en dat ons kyk na verse waar die rigtings baie duidelik voorkom, noord, oos, suid en wes en dat God beheer het oor dit alles. En ons kyk byvoorbeeld dan hier na Daniël 8 vers 8 en in Openbaring 7 waar daar geskryf staan van die 4 engele in die 4 windrigtings wat autoriteit oor die aarde het. So ek het toe verder vir julle gesê dat ons gaan dalk ek gaan nie klomp nommers verder doen nie. Ek sal nog so 'n paar doen en dan regtig doen vir jouself die moeite en gaan kyk maar 'n bietjie 'n paar nommers op en vat jou konkordansie en kyk in watse teksverse kom in 'n spesifieke nommer voor en gaan kyk 'n bietjie wat lees jy daaruit. Onthou net altyd om te kyk na die omliggende teks. So as dit in 'n spesifieke teksvers voorkom die nommer, lees die hele teks, lees die konnotasie van die boek wat jy mee besig is, ken die konnotasie daarvan en dan ook die spesifieke hoofstuk waar in die teks dan voorkom. En dan gaan jy baie maklik daai link vorm tussen die nommer wat daar staan en wat die betekenis van die nommer is. So vanaand gaan ons kyk, het ek gedink, gaan ons kyk na die nommer 7. Ons ken dit sommer baie maklik of ons sê daarvoor dat dit God se nommer is. En die nommer dui op perfeksie en op completion, om klaar dat dit klaar is. Die nommer 7 verskyn meer as 700 keer in die Bybel. En met hierdie nommer 7 kan jy maar altyd gaan kyk. Dit handel rondom iets wat klaar is of wat kompleet gemaak word. Of wat perfek gemaak word. Die Here het die skepping gedoen in 7 dae. Toe was die skepping vir die Here perfek, want die laaste het hy die mens geskape. Ons sien in 2 Konings 5 vers 10 het Elisa gesê vir Naaman, gaan was jouself 7 keer in die Jordaanrivier. En die 7de keer toe hy opkom uit die water, toe hy gesond. En wat doen hy? Hy besef dat dit die Here is wat hom gesond gemaak het. So daar's hierdie werk van die Here wat klaar gemaak word rondom hierdie persoon om hom kompleet te maak. In Eksodus 22 vers 30 byvoorbeeld, lees ons dat diere 7 jaar oud moet wees voordat hulle geslag kan word, of voordat hulle geoffer kan word, dat ek dit so sê.
En dieselfde dan sien ons in die Nuwe Testament dat die Here dan vir 7 dae nadat hy gebore is, was hy eers op die 8ste dag besny, want Genesis 7 vers 2 of Genesis lees ons ook met die verbond met Abraham dat kinders op die 8ste dag besny moet word. Want 7 dae is daar 'n compleetmaking en op die 8ste dag is dit 'n nuwe begin. In Jesaja 11 vers 2 tot 7 lees ons van die 7 kwaliteite van die Messias. En daardie 7 kwaliteite maak die Messias perfek. Okay. Die volgende een is die nommer 8. Die nommer 8 het ek nou genoem, soos wat ek nou net gesê het, as daar 'n 7 dae was, op die 8ste dag, of die nommer 8, dui aan 'n nuwe begin of 'n nuwe skepping. Dit beteken iets nuuts begin. Ek het nou genoem van Abraham in Genesis 17 vers 12, waar die verbond gesluit word dat 'n kind op die 8ste dag besny moet word. Daardie 8ste dag dui op die verhouding, die nuwe begin van die verhouding tussen God en daai persoon. So dit is die verbond wat daar gesluit word. Ons sien dat in Noag se ark het God 8 mense gered. En toe die ark oopgaan, toe is daar 8 mense wat uitstap. 'n Nuwe begin. God het die aarde skoon gemaak en 8 mense het uitgestap om 'n nuwe begin te maak. Ons kry in Matteus 5 kry ons die 8 beatitudes of die behaviors en attitudes wat ons as mens moet hê. En die Here leer vir ons daar in Matteus 5 dat as ons hierdie maniere het van dinge doen, dan gaan hy vir ons tot seën wees. So daar is 8 van hulle. Dit maak dit 'n nuwe begin. In die Ou Testament kom die nommer 8 die meeste voor in die boek van Nehemia, waar die nommer 14 keer voorkom, en in Genesis waar die nommer 10 keer voorkom. En dan byvoorbeeld in die Nuwe Testament, in Lukas en in Johannes, kom die nommer 8 2 keer in elk van die boeke voor. So dit dui op 'n nuwe begin. Dit wat agter is verby, dis 'n nuwe begin. En die Here kan vir jou daai nuwe begin balans in jou lewe bring. Dan die nommer 18. As jy gaan kyk op die foto wat ek vir julle gestuur het, die nommer 18 dui op slawerny. Jy's in hierdie bondage, jy's vasgevang in hierdie slawerny omstandighede, hierdie ding wat jou gevange hou. In Juda 3 vers 14 lees ons dat Israel was onderdruk deur die Moabiete en die Filistyne vir 18 jaar. So hulle was vasgevang in hierdie onderdrukking vir 'n periode van 18 jaar. In Lukas 13 vers 11 lees ons van die vrou wat hierdie gees in haar gehad het, wat haar gebuig laat loop het, en sy was so vir 18 jaar, so sy was vasgevang deur hierdie gees hierdie ding wat in haar gewoon het, hierdie gees wat in haar was, wat haar so siek gemaak het vir 18 jaar, en die Here kom en hy genees haar. So 18 is 'n aanduiding van vasgevang wees in 'n ding wat jou onderdruk, in iets wat jou onderdrukking veroorsaak. En dit is dan normaalweg word dit dan verbind
aan dat die Here daardie onderdrukking wat jy ondervind, daardie gevange houding wat jy ondervind, kom die Here en hy kan dit wegneem. En net hy kan dit wegneem. En dan wil ek vir julle die laaste nommer wat ek vir julle wil noem, is die nommer 25. Die nommer 25 word gesê is om belydenis te doen, om intersessie te doen en dat daar vergewing van sonde is, of terwyl dat daar redemption is, dat jy verlos word van hierdie sondige lewe. En die nommer 25 dan word ook gekoppel aan die nommer 5 en daar word gesê dat dit dan hierdie vergifnis van sonde is net deur God se genade. En God se genade word verteenwoordig deur die nommer 5. Nommer 5 wat dan 5 maal 5 is, sê hulle word dan gesê is genade op genade. So die Here se genade is so groot oor ons as mens en ons verdien dit nie regtig baie kere nie. Die nommer 25 was ook vir die voorbereiding van diens vir die Here. So in Numeri, amper sê ek in Nommers, Nommers 8. In Numeri 8 vers 24 lees ons dat die Lewiete 'n persoon of 'n Lewiet moes 25 jaar oud wees voordat hy in die tempel kon gaan diens doen. So daar was 'n voorbereiding gewees om diens vir die Here te kan doen voordat hierdie persoon dan toegelaat is om in diens van die tempel te staan. Net so vir interessantheid, die Nuwe Testament boeke, Filemon en Judas, het beide net een hoofstuk. En elkeen van daai boeke se een hoofstuk het net 25 verse. En nou wil ek julle aanmoedig om daai twee boeke se een hoofstuk, elk van hulle se hoofstuk met sy 25 verse te gaan lees. En dan kyk jy 'n bietjie wat skryf hierdie skrywers in die boek van Filemon en van Judas. Van Juda, sorry, Juda. So die nommer 25 wys vir ons God se natuur, dat hy soveel groter en soveel meer is, omdat hy ons uit ons sondige natuur red, omdat sy genade oor ons so groot is, genade op genade, op genade, op genade, elke dag, en sy genade is elke dag nie. En dat sy vergifnis van sonde oor ons so groot is, elke dag. Mits ons na hom toe kom en bely dat ons sondige mense is voor hom. Want die nommer 25 is belydenis, intersessie en die vergifnis van sonde. So dit is so 'n bietjie oor hierdie 4 nommers. Dis interessant om so 'n studie bietjie te doen. En mens kry sommer 'n ander insig en en 'n groter waarde vir die Bybel as jy dinge sien in hierdie lig. Mens leer nogal baie uit die Bybel daarvan. OK, dankie Ron.